Ver van jou goed, na in jou skade. Die Afrikaanse gesegdetjie sê, as jy ver is van jou dinge, dan is jy naby aan jou probleme. En ek wil ook vandag vir jou sê, as jy ver is van God, is jy naby aan 'n klomp probleme. Psalm 73 sê Dawid, as jy ver van God af is, dan is daar 'n klomp probleme oor jou. Kom ek lees dit vir jou. Hy sê vers 27, die wat ver van U af is, sal omkom. Die wat ontrou is aan U, vernietig U. En in vers 8 sê, wat my betref, dit is vir my goed om naby aan God te wees. En Dawid sê, dit is goed om naby aan God te wees. As jy ver van God is, sê hy hierso, sal jy omkom. Die Engelse vertaling sê nie net jy sal omkom, hy sê jy sal perish. Jy gaan verlore gaan. Hy sê, for behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful and have abandoned you. As jy ver van God af is, dan gaan jy heeltemal verlore gaan. Jy is naby aan al jou probleme. Jy kan nie verstaan, mense wil hulle eie planne maak elke dag. Hulle is met hulle eie planne besig. Hulle ken nie die Here in hulle planne nie. Jy op Psalm 37 vers 5 sê, as jy God ken in al jou weë, dan maak hy die paaie vir jou gelyk. En ouens ken nie die Here in hulle weë nie. Nou hulle bel hulle my, nee Picard, jy moet nou bid. Ons moet nou die Here. Dan sê ek, Jom, ek kan vir jou bid, maar ek kan nie God se hart net roer en sy arm draai en dan gaan hy spring om jou nou vinnig reg te help nie. Jy moet hom ken voordat jy planne maak. Jy moet hom ken voordat jy keuses maak. As jy weet, jy het 'n groot keuse om te maak, nou ken die Here in jou keuse. Ek sê altyd vir ouens, as jy onseker is, vat 10 dae. Vat 10 dae wat jy nie 'n besluit maak. Jy laat die mense maar wag vir 'n groot keuse. Hulle kan wag. Daai bargain wat jy nou moet koop. Jy hoef dit nie nou te koop. Jy vat 10 dae en voordat jy 'n besluit maak. Hoekom 10 dae? 10 is altyd 'n toets. 10 pla was 'n toets geweest. Jou 10des is altyd 'n toets. Openbaring 2 vers 10 sê dat as jy in die tronk gegooi word in die laaste dae, gepersecute raak, dan gaan jy net vir 10 dae daar binne hou. En as jy kan deurdruk tot die einde toe, dan sal jy kroon van die lewe ontvang. 10 is altyd 'n toets. So vat 10 dae vir jouself, maak 'n besluit, gaan bid, vra die Here, ken hom in dit en dan maak jy 'n besluit. En as jy onseker is, moenie die besluit maak nie. Ken God in alles, sodat hy die paaie vir jou gelyk gaan maak. As jy ver van God af gaan wees, gaan jy baie naby aan al jou probleme wees. En Jesus wil in jou probleme saam met jou wees. As jy nou in 'n probleem is, ken God in jou probleem. Here, hoe kom ek uit hierdie probleem uit? Want God ken die pad uit. Hy ken die pad uit. Nog voordat daai pad gemaak is, ken hy alreeds die pad uit. Nog voor jy daai besluit gemaak het hy geweet jy gaan dit maak. Hy wil saam met jou, deur jou goed stap en die beste vir jou hê. Dink aan Jeremia 29:11, sê hy dat sy plan vir jou lewe is voorspoed en nie teëspoed nie. Daar's nie teëspoed in God se planne nie. Dis net voorspoed in God se planne. In jou planne, baie teëspoed. Die Bybel sê 'n man baie planne het, maar God bepaal sy voetstappe. In 'n ander plek sê Spreuke weer dat die pad wat die mens dink, hy dink hy's reg in dit, maar die einde van daai pad lei na die dood toe. Jou pad en planne lei net na dood toe. God se planne lei net na voorspoed en lewe toe en die volheid daarvan. Johannes 10:10 sê hy het gekom om jou lewe te gee en 'n lewe in oorvloed. En vandag, as jy ver van God af is, wil ek jou bemoedig, kom naby. En Jakobus sê, if you draw near to God, God will draw near to you. Nou God's nie ver van jou af nie. Jy is in die verkeerde rigting op pad. Al wat jy moet doen is stop, haal bietjie asem, draai om, dan is jy in Pa se arms. En so ek wil vir jou bid vandag. Vader, ek dank U in Jesus se naam. Dat elke persoon wat hier luister wat dalk nou in 'n knoop sit ergens of op 'n kruispunt staan en nie seker is waartoe hulle gaan nie en hulle weet hulle is ver van U af. En omdat hulle ver is, het hulle verder gedwaal en 'n dieper spiraal ingegaan van sonde en verkeerde keuses en groot probleme. En nou is hulle naby aan hulle groot probleme omdat hulle ver van U af is. In Jesus se naam bid ek vandag dat U hulle oë sal oopmaak, dat U met hulle sal praat, dat hulle harte geroer sal wees om terug te kom na U toe. Dat hulle U sal ken in alles wat hulle doen en hierdie paaie vir hulle gelyk maak. En ek vra Here dat U vandag groot werk in hulle lewe sal doen. Dit vandag sal gebeur en 'n groot getuienis uit hierdie uit sal kom in die naam van Jesus. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom. Elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.